Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ja, ons is besig met Johannes 11 en ons maak eintlik nou vandag klaar met Johannes 11. Onthou nou waar dit alles begin, hè? Met Jesus wat vir Lazarus uit die dood opwek. En alles wat nou die gevolge van dit en die Fariseërs wat hierdie Jesus raak nou vir hulle baie groot probleem en dan het ons gehoor dat Kajafas sê dat is beter dat een mens sterf as dat die hele volk omkom. En nou lees ons van vers 54 af, daarom het Jesus nie meer openlik onder die Jode rondgegaan nie, maar wat daarvandaan vertrek na die streek naby die woestyn, na 'n dorp met die naam Efraim. En daar het hy saam met sy disippels vertoef. Die Joodse Pasga was naby, en baie mense het voor die Pasga van die platteland na Jerusalem opgegaan om hulle self te reinig. Hulle was op die uitkyk vir Jesus, en waar hulle op die tempelterrein gestaan het, het hulle mekaar gesê, wat dink julle, dat hy glad nie na die fees sal kom nie? Die leierpriesters en die Fariseërs het reeds opdrag gegee, dat as enigiemand weet waar Jesus is, hy dit moes rapporteer, sodat hulle hom kon arresteer. Geliefdes, ons lees tot sover. Wat jy moet optel in die Johannes teks is hoe die spanning toeneem. Net dit raak al hoe erger. As jy dit lees en as jy dit soos 'n storie kan lees, dan kom jy agter hoe bou die spanning op en die drama van hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes wat op soek is na Jesus en die spanning tussen Jesus en die Fariseërs wat eintlik op breekpunt kom en hulle soek eintlik 'n manier om hom dood te maak. En nou die mense is op die uitkyk vir Jesus. Ja, party soek hom want hulle wil dit aan die Fariseërs rapporteer oor waar hy is, want die Fariseërs het opdrag gegee dat as iemand weet waar Jesus is, hulle dit moes rapporteer. Party is op die uitkyk vir Jesus uit nuuskierigheid uit. Want hulle wil weet en sien, jy weet, wat gaan hy nou doen? Hulle het 'n tipe FOMO, né? Hulle is bang om uit te mis. Hulle wil sien wat maak hy. So hulle is eintlik half nuuskierig. Maar dan is daar ook 'n derde groep. En dis mense wat hom regtig soek. Hulle glo in hom. Hulle vermoed, maar die Messias is hier. Daar is natuurlik 'n vierde groep in ons teks, en dis die disippels. En hulle is in die dorpie Efraim om saam met Jesus te vertoef. Hulle spandeer tyd met Jesus daar. Dalk, as ek en jy met onsself eerlik is, gaan ons moet sê, wanneer is ek by watter groep? Nee, wanneer is ek by die disippels wat saam met Jesus vertoef? Wanneer is ek by die mense wat hom soek omdat hulle hom glo en hulle dink hy is die Messias? Wanneer is ek by die groep wat maar net nuuskierig is? En wanneer is ek by die groep wat hom wil kruisig? Here almagtige God, vanoggend nou, is ons net by die groep wat met u tyd wil spandeer. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.